die ongelooflikes. Nie baie lank gelede nie, het 'n klein groepie helde hul spesiale kragte begin gebruik om bose sameswering stop te sit en onskuldige mense teen die kwade te beskerm. Hulle is die Supers en onder hulle is Frozone, Geyserbeam en Elastifrou. Maar een van hulle staan ver bo die ander uit. Sy naam is Meneer Ongelooflik. Hy is die bekendste, gewildste held in die stad en hy verkies gewoonlik om op sy eie te werk. Op 'n dag daag Buddy, Meneer Ongelooflik se grootste bewonderaar, met sy 4-pylstewels by 'n bankroof op. Meneer Ongelooflik stuur hom huis toe en sê: "Vlieg huis toe, Buddy, ek werk alleen." Maar Buddy wil nie hoor nie en gelukkig kan Meneer Ongelooflik vir Buddy red voor 'n bom hom tref, maar in die proses ontsnap een bankrower, word treinspore vernietig en 'n paar mense kry seer. En na hierdie dag verander die Supers se lewe vir ewig. Mense begin nou dink die Supers doen meer kwaad as goed. Die regering besluit die Supers mag nie meer hulle kragte gebruik nie. Daarom staan Meneer Ongelooflik en sy nuwe bruid Elastifrou vir die res van die wêreld voortaan as Bob en Helen Paar bekend. Die jare gaan verby en die paars het naderhand 3 kinders. Hulle probeer as 'n normale gesin leef, maar die oudste kinders, Violet en Dash, het ook superkragte. Dis net die baba Jack wat skynbaar normaal is. Nes hulle ouers mag die kinders nie hul kragte in die openbaar gebruik nie. By die huis is dit 'n ander storie. Dash gebruik sy superspoed om vir Wie te treiter en sy word onsigbaar en baklei terug met haar kragvelde. Hul ouers moet weer hulle superkragte gebruik om die rusies te beëindig. Die gewone lewe is swaar, veral vir Bob. Bob mis die superlewe, daarom begin hy en sy vriend Lucius, voorheen Frozone, in die geheim misdaad beveg en mense help. Maar een aand, terwyl die 2 vriende mense uit 'n brandende gebou red, hou iemand hulle dop. 'n Geheimsinnige vrou, Mirage, volg Bob en Lucius en gaan vertel agterna vir haar baas van die 2. Meneer Ongelooflik is net die man na wie sy en haar baas soek. Die volgende dag, na 'n onderonsie met sy baas by sy gewone werk, word Bob afgedank. Toe hy by die huis kom, kry hy 'n vreemde rekenaartjie in sy tas. Die skerm gaan dadelik aan. "Hallo, meneer Ongelooflik," sê Mirage. "Ek verteenwoordig 'n hoogs geheime afdeling van die staat en ons het jou unieke vermoëns nodig." Sy verduidelik dat Bob hulle moet help om 'n eksperimentele robot wat buite beheer is, te gaan stuit. En Mirage bied hom 3 maal die salaris van sy huidige, gewone werk aan. "Lank lewe die Supers, meneer Ongelooflik, jy's nog hier," sluit sy af. Dan verdwyn haar boodskap van die skerm af. Bob aanvaar hierdie geheime spesiale opdrag. Hy besluit om nie vir sy gesin te vertel dat hy alweer by sy werk afgedank is nie. Al wat hy sê, is dat hy op 'n sakereis gaan. Binne 'n paar uur is meneer Ongelooflik aan boord van 'n vaartbelynde straler op pad na die Numanisan-eiland. Hy luister aandagtig na Mirage se opdrag. Die Omnidroid 9000 is 'n hoogs geheime prototipe gevegsrobot, verduidelik sy. Ons het beheer verloor en nou loop hy los in die oerwoud en is vir almal 'n bedreiging. Sy waarsku hom dat die robot sy bewegings vinnig sal snap, want die robot kan dinge aanleer en die held moet die duur uitvinding stuit sonder om hom te vernietig. "Skakel hom af, doen dit vinnig, moenie hom vernietig nie," som meneer Ongelooflik dit op. Hy gaan sowaar weer 'n regte super wees. Dis natuurlik 'n hele ruk laas dat meneer Ongelooflik teen 'n onbeheerbare robot geveg het. En dit help ook nie juist dat hy nie super fiks is nie. Boom, bam! Mirage en haar baas sit in hulle hoofkwartier die affære op 'n skerm en dophou. Meneer Ongelooflik uitoorlê die robot en hy skakel die gevaarte af.
Meneer Ongelooflik is in sy skik. Hy voel soos 'n nuwe ou. Terug by die huis het hy 'n nuwe roetine. Elke dag maak hy asof hy werk toe gaan, maar in werklikheid gaan oefen hy. En sommer gou is hy weer fiks en sterk, sy ou super self. Hy laat maak selfs vir hom 'n nuwe superpak by Edna Mode, die supers se eerste ontwerper. Toe Mirage weer op sy nommer druk, is meneer Ongelooflik slaggereed vir die volgende geheime sending. Hy volg haar instruksies en vlieg terug na Normanisan eiland. Min wetende dat daar 'n groot moeilikheid vir hom wag. Weereens moet hy teen 'n omnidroïd stoei, maar die een is baie vinniger en sterker en slimmer. Die gedoente weet sommer vooruit wat meneer Ongelooflik gaan doen, en daar vang die robot vir meneer Ongelooflik. Skielik hoor meneer Ongelooflik 'n wilde gelag. Dis groter, dis boser, dis uiteindelik gereed, skree 'n man met 'n wilde bos hare en hy pyl op die gevange super af. Buddy? Vra meneer Ongelooflik. My naam is nie Buddy nie, en ook nie Wonderseun nie, skree Buddy, nou volwasse bitter. Ek wou jou destyds net help, maar ek het 'n belangrike les geleer. Mens kan op niemand reken nie. Nou het ek 'n wapen waarteen net ek bestand is, voeg hy by en lag boosaardig. Ek is nou Syndroom. En daar smyt Syndroom meneer Ongelooflik oor 'n kraans, sodat hy onder in die rivier beland. Hierna gooi Syndroom sommer 'n bom ook in die water, sodat hy vir ewig van die super ontslae kan wees. Gelukkig het meneer Ongelooflik in 'n ondergrondse grot beland waarin hy kan skuil. In die grot ontdek hy egter die geraamte van sy ongelukkige supervriend Geyserbeam. Dis 'n skok, maar die geraamte bied meneer Ongelooflik wegkruipplek en dit gooi Syndroom se planne omver, want teen die wand van die grot het Geyserbeam kort voor sy dood die woord Kronos uitgekerf. Meneer Ongelooflik ontsnap uit die grot en vind sy pad na Syndroom se hoofkwartier, waar die groot rekenaar ook is. Toe meneer Ongelooflik die woord Kronos intik, verskyn Syndroom se plan op die skerm. Daar is 'n naamlys van supers en die meeste is gemerk, uitgewis. Dis nou vir hom duidelik dat die supers almal dood is, omdat Syndroom hulle gebruik het om sy omnidroïd op te lei. En nou dat die bose robot volmaak is, gaan Syndroom hom in die stad loslaat. Skielik begin meneer Ongelooflik se superpak piep. Een ding is seker, nou moet hy hardloop. Syndroom se wagte is op hom. Dis egter te laat, want die volgende oomblik is hy omsingel van 'n klomp klewerige bobbels wat hom gevange neem. Die beepgeluid is 'n toestel wat in meneer Ongelooflik se superpak ingebou is en by sy huis registreer. Helen het dit geaktiveer toe sy Edna Mode raak geloop en toe sommer vir die res van die paar gesin ook superpakke laat maak het. Helen besluit om na Bob te gaan soek, maar terwyl sy vir Wie probeer sê, sy moet mooi na haar boeties kyk terwyl Helen weg is, ontdek Dash die kinders se nuwe superpakke. Hy toets sy superspoedpak uit en Wie ontdek dat haar pak onsigbaar kan raak. "Ha, julle twee, skei uit daarmee," raas Helen. Gou het Elastie-vrou alles onder beheer en is sy met 'n straler op pad na Normanisan. Naby die eiland ontdek Elastie-vrou dat Violet en Dash ook aan boord is. "Dis haar skuld," sê Dash vinnig. "Is nie, dis hy," stry Wie. "Het julle Jack alleen gelos?" raas Elastie-vrou. "Nee, ons het 'n baba-oppasser gekry. Dink jy ek is so dom?" vra Wie. Elastie-vrou bel dadelik die oppasser, maar die oproep word afgesny. Die straler word aangeval. Waar sy op hoofkantoor alles dophou, kondig Mirage aan. Teiken vernietig. Meneer Ongelooflik weet sy gesin is op die straler en hy is verslaa. Smalend sê Syndroom, "Jy sal dit oorleef.
Ek onthou, jy wil mos graag alleen werk. Maar Syndroom het hom misreken met Elastie-vrou. Eers verander sy haar in 'n valskerm en land veilig met die 2 kinders in die see. En met 'n paar rekke en strekke word sy weer 'n boot. Dash se supervinnige bene dien as motor en dan jaag die supergesin na die eiland toe om hulle pa te gaan red. Veilig op die strand kry Elastie-vrou 'n grot waar Wie en Dash kan wegkruip. Sy gee vir die kinders maskers en sê, sit die op en as enigiets skeefloop, gebruik julle kragte. Dan vertrek Elastie-vrou om by Syndroom se hoofkwartier te gaan inbreek en haar man te red. Intussen word Wie en Dash deur 'n skrikwekkende vuurbal uit die grot gedwing. Al die tyd is dit die uitlaatgasse van Syndroom se vuurpylbasis. Dash en Wie staan eers en kyk hoe die Omnidroïd in die naglig gelanseer word en dan sit hulle reguit af stad toe. Die volgende oggend sien Dash wat hy dog 'n pratende voël is, maar dis een van Syndroom se sekuriteitssyne en skielik is Wie en Dash omring van wagte. Onthou wat ma gesê het, fluister Wie, hardloop! Wie word onsigbaar en Dash naal soos die wind. Intussen kry Elastie-vrou haar man by Mirage. Sy gee die vroumense vinnige opstopper. Hy probeer verduidelik dat Mirage nou aan sy kant is en hom wou help ontsnap, maar daar is nie tyd nie. Dan kondig Mirage aan, die wagte is op Wie en Dash se spoor. Meneer Ongelooflik en Elastie-vrou spring om die kinders te red. Toe meneer Ongelooflik en Elastie-vrou in die oerwoud aankom, kom 'n groot ronde kragveld deur die bome aangerol en binne vasgekeer sit Wie en Dash. Mamma, papa, skree Violet. Maar in 'n japtrap is die gesin omsingel deur Syndroom se wagte. As 'n span is die Ongelooflikes ongelooflik, maar die is Syndroom se terrein en blitsig vang die bose skurk hulle in sy Imobi-straal vas. Terug by sy kwartier verduidelik Syndroom sy plan aan sy gevangenes. Hy het reeds die Omnidroïd na die stad gestuur. Die robot sal dramaties verskyn, baie skade aanrig, en net sodra alle hoop laat vaar is, red Syndroom die stad. Ek gaan 'n groter held wees as wat jy ooit was. Daarmee vertrek Syndroom om die stad te gaan red, en los die ongelooflikes net daar. Intussen saai die Omnidroïd verwoesting deur die stad. Die mense is beangs, en net toe dit lyk asof niemand die reusagtige robot kan stuit nie, kom Syndroom daaraan om die stad te red. Staan op sy, mense, skree hy. In die geheim gebruik hy sy afstandbeheer en die Omnidroïd se arm val af. Die skare jubel en skree en juig Syndroom toe. Sy plan werk, Syndroom gaan 'n held wees. Maar daar het Syndroom dit mis. Die robot kan mos leer en kom dus gou agter, hy word beheer deur die afstandbeheer. Die Omnidroïd skiet die afstandbeheer uit Syndroom se hand, slaan hom met die katsvink. Toe is die robot regtig buite beheer, maar Wie het intussen haar kragte gebruik om haar gesin te bevry. En nou is die ongelooflikes in een van Syndroom se vuurpyle blitsig op pad terug stad toe. Meneer Ongelooflik lig sy gesin in dat hy die Omnidroïd alleen gaan aanpak. Eers is Elastie-vrou ontsteld, maar dan smeek Bob. Ek kan jou nie weer verloor nie. Ek is nie sterk genoeg nie. Verras en aangedaan oor haar man se gevoelens, antwoord Elastie-vrou sag. As ons saamwerk, sal ons sterker wees. En so span die ongelooflikes weer eens hul superkragte saam. Met die hulp van hul vriend Frozone slaag hulle daarin om die Omnidroïd te uitoorlê. Meneer Ongelooflik gryp een van die Omnidroïd se afgebreekte arms en rig dit op die robot. Elastie-vrou druk 'n knoppie op die afstandbeheer en die arm skiet pylreguit in die robot in. En daar val die Omnidroïd vooroor en ontplof. Die supers het weer gewen. Hulle het die Omnidroïd vernietig. Die skare juig. Maar die supergesin se probleme is nog nie oor nie. Syndroom soek wraak.
Toe die paas by die huis kom, is Syndroom besig om Jack te ontvoer. Die ongelooflikes kom in aksie toe Syndroom met die baba opskiet na sy straler toe. Gelukkig blyk dit dat Jack ook superkragte het. Hy verander in 'n monster. Verbuisterd los Syndroom die baba sommer daar in die lug. Meneer Ongelooflik gooi Elas die vrou wat Jack gou vasvang. Sy verander haar in 'n valskerm en daar daal ma en seun stadig neer aarde toe. Syndroom is egter nie so gelukkig nie. Sy mantel raak verstrik in die straler se turbines wat veroorsaak dat die vliegtuig ontplof. En dis die laaste wat die ongelooflikes van Syndroom sien. Dis eintlik nie die laaste keer wat die ongelooflikes gevaar in die gesig sou staar nie, maar van nou af hoef hulle nie meer hul kragte weg te steek nie. Ten minste nie altyd nie. Nou is hulle regtig 'n super gesin.